Okay, so ons is vanaand by sessie nommer 6, en hierdie sessie noem ons gebed met resultate. Nou, ek weet nie wat is julle suksesrate nie. Jy weet die Engelse praat van 'n suksesrate, ek weet nie wat is dit in Afrikaans nie, maar hoeveel dinge bid ons voor en ontvang ons? En dit is baie keer goed om dit te meet. Ek weet ook, Carrie Blake, wat John G. Lake, sy bediening oorgevat het in genesing. Hulle het op 'n stadium gegaan en gesê, hoeveel mense bid ons voor, en dan word hulle gesond. En toe het hulle gesien, op daai stadium was dit iets soos 30%. So elke derde ou wat hulle voor bid, het gesond geword, die ander 2 het huis toe gegaan, nog steeds siek. Hulle het gesê, wat doen ons fout? Wat werk nie, en wat werk? Wat sien ons in die woord? Hoe het dit daar gewerk? En hulle het begin, elke keer as hulle vir iemand gebid het en dat niks gebeur nie, gaan hulle terug en sê, hoe dit in die woord gewerk? Hoe die apostels gebid? Hoe het Jesus gebid? Wat het krag gehad? Wat het effektiwiteit gehad? En dit is nie hoe lank nie, dan spoor hulle op, hier is ons fout, daar is ons fout. En so het hulle suksesrate opgetel, tot op hierdie dag, wat hulle sê, 90% van almal wat hulle voor bid, word gesond, word genees oombliklik, in die meeste gevalle. So, wanneer het kom by gebed, het ons baie keer dalk nodig om 'n bietjie ons suksesrate te gaan ondersoek. Want baie van ons gebruik gebed as uitroepe na die Here, en of daar resultaat is of nie, ons weet nie. En die slegste ding wat ons eintlik kan doen, is om ons gebed suksesrate te vat, en dit te koppel aan God. Want dit is wat baie mense doen. Die oomblik wat ek gebid het, ek het nie gekry wat ek gesoek het nie, lê die probleem daai kant, en nie hierdie kant nie. Maar as ons die Bybel reg verstaan, en as ons God se woord reg verstaan, dan gaan ons sien die probleem lê nooit aan daai kant nie. Die probleem lê aan hierdie kant. So hier kan ek verskywings maak, hier kan ek dinge verander, sodat ek kan sukses kry met my gebede, sodat ek kom op 'n plek waar ek sien dat dit wat ek voorbid, word realiteit. En dis waarna ons moet strewe. So dis eintlik 'n groot en 'n wye onderwerp vanaand, en ons kan dit nie alles in een aand dek nie, maar ek wil graag vanaand probeer, om net te vat een man se gebede, en daai man se naam is Paulus. Paulus wat 2/3 van die Nuwe Testament geskryf het, Paulus wat 'n man is wat ken van gebed, 'n man wat vir ons beskryf hoe om te leef, wat 'n hele klomp gebede bevat wat in die Nuwe Testament opgeskryf is. Ek het nou nie seker gemaak daarvan nie, maar as ek so dink aan wat ek weet wat alles geskryf is in die woord, dink ek Paulus se gebede is die meeste gebede van een persoon wat opgeskryf is in die Nuwe Testament. So ons kan gerus by hom leer. Dis 'n man wat die Here geken het en wat naby God geleef het. Nou net om te begin, wil ek graag hê ons moet begin met 2 Petrus, hoofstuk 1 vers 3. Dink die meeste, en dit wat die afgelope sessies wat ons deurgewerk het, het ons gesien dat daar's een belangrike lyn wat dwars deur elkeen loop, en dit is om te weet dat Jesus Christus se werk is afgehandel aan die kruis. Op hierdie dag en tyd het Jesus nie nodig om nog enige iets te moet doen nie. Wat voor lê nou is die bruilof van die lam en die versameling van die gelowiges oor die hele aarde op grond van die afgehandelde werk. So, alles wat Jesus kom doen het op aarde, het hy met sukses afgehandel en is voltooide werk. En alles wat ek en u vanaand in moet beweeg en hoe ons moet staan en hoe ons moet bid en hoe ons moet, alles gaan terug na die voltooide werk van Jesus Christus. So dis 'n baie belangrike ding. As 'n mens hierdie hoër lewe in Christus sessies deurgewerk het en daai het nie inslag gevind nie, dan gaan jy 3/4 mis van alles wat ons oor gesels. So dis wat 2 Petrus ook hier sê in 1 vers 3. Hy sê immers sy goddelike krag het ons alles geskenk. Kan ons dit saam sê? Het ons alles geskenk in die verlede tyd. So die proses van God se krag wat werksaam geword het, wat gawes gegee het aan die mense, wat goed geskenk het
het gebeur. Het ons alles geskenk wat tot die lewe en die godsvrug dien. So sê alles wat jy nodig het om te lewe, het God reeds geskenk. Deur die kennis van hom. So hier is die sleutel vanaand. As jy wil weet, hoe kom jy uit by die goddelike krag wat alles gegee het, wat ons nodig het om te lewe en godsvrugtig te wees. Godsvrugtig beteken maar net om 'n lewe te lei wat God verheerlik en wat vrug gee op my lewe. En deel van vrug, soos Jesus dit beskryf het in Johannes, is om te bid en antwoorde te kry. Deel van die vrug wat Jesus gesê het, wat ek en jy behoort te hê. Hy sê, deur die kennis van hom, wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deeg. So hy sê, die sleutel van alles lê in die kennis van Jesus Christus. Dis baie belangrik dat ons dit vanaand moet besef, soos wat ons praat oor gebed. So, die eerste ding is, gebed moet gewortel wees in ons identiteit in Christus. So dit beteken, wanneer ek bid, moet ek eerstens besef, wie is dit wat nou hier bid? En dan gaan kyk ons na sessie nommer 2. Wie is ek? Kind van God. So ek bid uit daai posisie uit. Wat is sessie 3? Ek bid uit hemelse plekke uit. Dit is nog 'n posisie. En dan sessie 4. Ek bid in geloof. So elkeen van hierdie dinge verduidelik vir ons, waar staan ek wanneer ek bid? So dis ons belangrikste ding, ek moet gewortel wees in my identiteit in Jesus Christus. 'n Ongewortelde gebed is 'n gebed wat nie iets opbring nie. Iemand wat nie in sy identiteit bid nie, het nie resultaat op sy gebed nie. Die meeste van ons gebede klink so, Here, help my. Here, gee krag. Here, maak my soos Jesus. Here, help my om sonde te oorwin. Here, gee meer geloof. Here, voorsien. Here, genees. Here, gee geld. Here, gee wat ook al. En al hierdie dinge is goed, en al hierdie dinge is reg, maar ek sien nie een van daai goed in Paulus se gebede nie. En dit moet ons so half laat wonder, hoekom? Want ons word gekleins af geleer. Alles wat jy in jou lewe kan identifiseer, wat jy kan nodig hê, bid tot die Here en hy sal vir jou dit gee. Maar Paulus het op 'n ander manier gebid. Paulus het 'n ander posisie uitgebid. En dit is die plek waar die hoër lewe begin. En dis die plek waar ons nodig het om te wees. So Paulus het niks daarvan gebid nie. Wat ek sien wat Paulus gebid het, is dat die mense waarvoor hy bid, sekere dinge moet weet. Sekere dinge moet weet. En hierdie goed kom terug na dit wat Petrus hier skryf. Hy sê, deur die kennis van hom. Die kennis van sekere goed maak oop wat ek nodig het om raak te sien. So kom ons gaan kyk bietjie. Paulus het nooit vir enige gelowige gebid om iets te ontvang nie. Jy kan maar gaan kyk na al sy gebede in die hele Nuwe Testament. Hy het nêrens gebid dat die Here vir hulle moet geld gee of dat die Here vir hulle moet op allerlei wyse voorsien of in een of ander behoefte moet wees nie. Paulus het nooit gebid dat die duiwel uit die pad uit moet bly en dat die duiwel hulle nie moet versoek en moet pla en al hierdie dinge nie. Die goed wat Paulus op gekonsentreer het, is dat hulle sal weet wat hulle reeds het. Gaan kyk dwars deur Paulus se hele gebede. Ons gaan nou hulle deurwerk so stuk. Maar dit was waarop hy gekonsentreer het, dat hulle sal weet wat hulle reeds het. Want die besef daarvan is die sleutel tot die belewenis daarvan. So as sekere dinge wat ek en jy reeds ontvang het, saam met Jesus. En die besef daarvan is die belewenis daarvan. Dit ontsluit die belewenis daarvan. Nou dit klink so 'n bietjie deur mekaar, maar ons gaan nou sien hoe dit werk. So, as jy bid vir geloof, ek het al baie in my lewe gebid en gesê, Here, gee my meer geloof. En tog is daar nie so vers in die Nuwe Testament nie. Daar's nêrens eers, Jesus se disippels het vir hulle gevra, vir Jesus gevra, Here, gee ons meer geloof. En weet julle wat? Jesus het hulle geantwoord, glad nie met dit nie.
Jesus het hulle nie geantwoord wat hulle gesoek het nie. Inteendeel het hy vir hulle gesê, as jy geloof het, soos 'n mosterdsaad, sal jy vir hierdie berg sê, werp jou op en val in die see. Hy het hulle nie meer geloof gegee nie. Dis 'n ongeldige gebed. Here, gee genesing. Is 'n ongeldige gebed. Here, gee voorsiening. Here, seën my. Is 'n ongeldige gebed. En dit klink eintlik vreemd. Dit klink snaaks, want ons is anders geprogrammeer. Ons het geleer, ons kan vir al hierdie goed bid, maar kom ons gaan kyk hoe Paulus het gesien. Die probleem is, die oomblik wanneer ek vir iets bid, dan verklaar ek eintlik in dieselfde sin dat ek het nie dit waarvoor ek bid nie. En maak dit nie eintlik sin nie. As ek vir die Here vra vir die seën van die Here, dan sê ek eintlik, ek het nie die seën nie, ek het nodig dat God vir my seën. Ek het nodig om seën te ontvang. En hoe kan ek dit bid? Terwyl Efesiërs 1 vers 3 sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het. Kan ons daai 4 woorde weer saam sê? Wat ons geseën het. Hoe het hy ons geseën? Met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Is dit nie wonderlik nie? So hierdie versie kom verklaar eintlik en hy sê dat God het ons in Jesus Christus reeds geseën met alles. Dis hoekom die woord praat van, hy sê ons is die geseëndes van die Here. En wanneer Paulus aan die einde van sy briewe spreek hy die seën uit. En hoe doen hy dit? Hy bid nie tot die Here en sê, Here seën asseblief hierdie mense nie. Hy gaan staan in die posisie wat God hom gegee het as kind van God en as erfgenaam van God en as een wat in hemelse plekke is en hy seën, hy vra nie vir seën nie. Sien julle, daar's 'n verskil. Ek spreek die seën uit. Ek bid nie om seën te ontvang nie, want die seën is reeds op my gelê by Golgotha 2000 jaar terug. God het ons geseën met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus Jesus. Begin dit al vir julle so 'n bietjie lig maak. Efesiërs 1 vers 17, kom ons gaan kyk, hier is een van Paulus se gebede. Paulus begin hierdie gebed en hy bid die volgende dinge. Hy sê dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. Wat het Petrus gesê? Immer sy goddelike krag het ons gegee alles wat nodig is vir lewe en godsvrug deur die kennis van hom. So Paulus kom en hy bid hierdie ding. Hy sê, mag die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom vir julle gegee word. Hy sê die beste wat ek vir jou kan bid, is dat Jesus geopenbaar word in jou lewe. Laat jy hom mag sien, mag jy hom ervaar, mag jy weet wie hy is, mag dit vir jou oopgaan op 'n nuwe en 'n wonderlike wyse, wat jy dit voorheen nie gesien het nie. Die volgende versie, vers 18. Verligte oë van julle verstand. Kyk wat bid Paulus voor. Wanneer laas het een van ons gebid vir verligte oë van ons verstand? Ek dink so 'n bietjie lanklaas. Ek het lanklaas gebid, dat my verstand se oë sal oopgaan om te sien. Ek sal eerder bid vir my boere en bid, Here, jy moet help, hier kort geld, hier is rekeninge wat moet betaal word, Here, u sal hier moet voorsien, u sal hier moet help, u sal moet intree, Here, hoor u my? En dan gebeur daar niks nie, dan wonder ek nou wat gaan aan. Maar die Here sê, in hierdie gebede van Paulus, hy bid hier in die Gees, en deur die Heilige Gees se leiding en sy inspraak, bid hy en sê, verligte oë van jou verstand, dat jou verstand dinge sal sien, wat hy voorheen nie kon sien nie. Ons sing hy pragtige ou liedjie in die kerk altyd, open the eyes of my heart, Lord. En dit is so die waarheid. Open the eyes of my heart, I want to see you. Dis die beste wat ons kan doen. Verligte oë, sodat jy kan weet. Kan ons dit saam sê? Sodat jy kan weet. Kom ons sê dit nog 'n keer. Sodat jy kan weet
wat die hoop van sy roeping, wat die rykdom van die heerlikheid, van sy erfdeel onder die heiliges, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte. So Paulus sê, ek bid vir julle dat julle kan weet. Hierdie ouens het al baie goed nodig gehad. Hier was dalk mense in hierdie gemeente van Efese wat finansiëel nie goed gegaan het mee nie. Hier was dalk mense wat behoefte gehad het. Hier is dalk mense wat op baie maniere, baie dinge kon nodig gehad het in die lewe. Daar was dalk werklose mense. Daar was dalk mense wat vervoer nodig gehad het, of wat 'n werk gesoek het, of wat ook al. Daar is so baie goed wat ons in ons lewens daagliks nodig kry. Maar Paulus bid nie vir een van dit nie. Want hy weet, as dit gebeur wat hy hiervoor bid, is al daai ander goed klaar in plek. Dan word dit alles deel, ingeslote, by dit wat hy hiervoor bid. Hierdie is die kardinale ding wat ons voor moet bid in ons lewens, en dis die goed wat God so graag met ons wil deel. So Paulus bid vir 3 goed. Daar's 3 dinge wat hy vir hierdie Efesiërs voor bid, dat hulle dit sal weet. En my gebed is dat ons dit ook vanaand sal weet. En om te weet is maklik, want jy hoor, en die oomblik wat jy hoor, en jy neem dit in jou hart, en jy vat dit vir jouself, dan weet jy dit. Is dit nie maklik nie? So die eerste ding is, ons moet weet wat die hoop van sy roeping is. Wat is roeping? Roeping sê vir jou, wie is jy? En gelukkig het ons nou al 5 sessies gehad, wat ons vir mekaar vertel het, wie is ons? Ek is kind van God, ek is wedergebore, ek is duur gekoop in sy bloed, ek het alles reeds ontvang by Golgotha, ek is daar aanvaar, ek is aangeneem as God se kind, ek is wedergebore, ek is vervul met sy Heilige Gees, ek is in hierdie posisie. So by die kamp gehoor, daar is 'n verskil tussen kondisie en posisie. Maar met my posisie is daar niks verkeerd nie. In God se oë is ek 'n 10 uit 10. In God se oë is ek volkome vergewe, volkome genees, volkome voorsien, volkome geseën. Ek het alles wat ek mag ooit nodig hê in Christus Jesus, want ek het hom. En as ek hom het, kan ek niks nodig hê nie. Maar wat is my belewenis? Omdat ek dit nie weet nie. Sien, hierdie wete wat Paulus hiervan praat, is om my besef daarvan te hê, die bewustheid te hê. En dis waar ons struikel. En dis waar Efesiërs ook gestruikel het, die kerk van Efese en die gemeente in Efese. En dis hoekom Paulus dit vir hulle gebid het. En ek glo, nadat hulle hierdie gebed ontvang het dit gebeur. Want in Handelinge word daar beskryf van die kerk in Efesiërs. En ons lees in die geskiedkundige boeke van die kerk van Efesiërs. En weet julle wat was die kerk van Efesiërs? Efesiërs was die Bybelse model van kerk, wat in oorwinning was, wat gegroei het. Efesiërs was die plek waar die mense al hulle towerboeke gebring het en het verbrand het. En daai kerk het uit sy nate uitgebars en gegroei. Mense het geestelik ontwikkel. Want daar was 'n man wat die regte goed gebid het. Dis 'n man wat gebid het volgens God se wil. Die tweede ding wat hy voorbid is, die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges. Hy sê hy wil hê ons moet weet, wat is ons erfdeel? Ek en u hier vanaand, soos ons hier sit, het ons 'n erfenis van heiligmaking. Ons het 'n erfenis van reinheid, van regverdigheid. Ons het 'n erfenis van voorsiening. Daai doringkroon, Jesus het op 7 plekke gebloei. Nou dat ons so besig is met die kruistog se goeders, word daai goed vir my weer so 'n realiteit. En vir elke plek waar Jesus gebloei het, het hy die prys betaal vir daai tekort in ons lewens. En die doringkroon was die betaalpunt gewees vir die finansies wat ons partykeer nodig het. Want dis die plek waar die voorsiening in Genesis afgesny is, toe God die aarde vervloek het, en gesê het, omdat jy oortree het, omdat jy die vrug geëet het, wat ek gesê het, jy mag nie eet nie, sal die aarde vir jou dorings en dussels voortbring. En daai dag, toe daai soldate, daai doringbos afkap, daar buite in Jerusalem se straat, en hulle maak daai kroon, en hulle vleg hom, en hulle druk hom in Jesus se hoof, en die bloed begin uittap teen sy wange af, toe bloei hy, sodat daar voorsiening kan wees vir my en jou. En dis hoekom Paulus kon skryf in Filippense 4 vers 9, hy sê, en my God sal elke behoefte van julle voorsien, na die rykdom van sy genade.
Hy skryf nie daar, asseblief, Here, sien tog hierdie arme Filippense raak, hulle kry swaar, hulle het nood, gee asseblief vir hulle finansies nie. Hy spreek dit uit soos 'n man wat autoriteit het, soos 'n man wat die seën van die Here op sy lewe dra. Hy sê, dis wat God sal doen. En so verwag die woord ook van ons, en verwag die Heilige Gees ook van ons, om in stemming te kom met die nuwe verbond. In eenstemming met dit wat die Bybel vir ons verduidelik, hoe dit werk in die Nuwe Testament. En die oomblik wanneer ek my woorde voeg by God se woord, en met Paulus se gebede, en alles kom in een lyn by mekaar, gebeur die dinge. So hy sê, daar's 'n rykdom van heerlikheid, van sy erfdeel onder die heiliges. En as jy hierdie oorspronklike teks mooi gaan ondersoek, dan sê jy, hierdie erfdeel is nie net die goed buite ons nie. Ek en jy self is deel van God se erfdeel. Ons is sy trots. Ons is sy bloedgewastes. Ons is die waarvoor hy die prys betaal het. Ons is die kroon van sy skepping. Ons is geliefd met 'n ewige liefde. Hy het ons so lief gehad, dat hy Jesus nie kon spaar nie. Hy het ons so lief gehad. Hy wou so graag hê, ons moet deel word van sy uiteindelike raadsplan, dat hy alles gegee het wat die hemel gehad het om te gee. Om ons dier te koop met sy kosbare bloed. So, hy wil hê, weet dit. Weet hoe kosbaar jy is. Want jy sien, die duiwel sal jou heeldag kom aankla en sê hoe sleg jy is. Terwyl God wil jou sê, hoe goed is jy? Hoe wonderlik is jy? Hoe geliefd? En dan die derde ding is, hy wil hê ons moet weet, wat is die uitnemende grootheid van sy krag vir ons wat glo? Hierdie, man, ek kry hoendervleis as ek hom so lees. Eerstens begin hy sê, uitnemende krag. Nou wanneer God sê uitnemend, dan is dit nie 1.5 volt waarvan hy praat nie. Ons het nou oom hier in die gemeente gehad, jare terug, hy het God se krag probeer uitwerk met perrekrag. Daar die woord rondgesoek vir beskrywings van hoe sterk God moet wees, en toe het hy op die ouend vir ons hier kom vertel, hoeveel 1000 perrekrag of wat, maar ja, dis nou maar iemand sê eenvoudige beeld, maar hy sê daar's 'n krag wat uitnemend is. Op 'n ander plek sê Paulus, ek dink is ook aan die Efesiërs, sê hy, dis dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Hy sê, daai krag is vir jou en my beskikbaar. En Paulus sê, ek wil nie hê jy moet bid, Here gee dit vir my, Here gee dit vir my, want dis hoe ons bid. Hy sê, ek wil hê jy moet weet wat jy het. Ek wil hê jy moet weet, dis reeds binne in jou. Ek wil hê jy moet weet, dis vir jou beskikbaar. Dis ons Christene se grootste moeilikheid. Meeste van die tyd is die battery halfpap, so 'n kort krag, so ek bid vir krag, so ek kry nie krag nie, so ek wonder wat gaan aan. Jy moet weet. Hy sê dan die uitnemende grootheid van sy krag, en dan sê hy, vir ons, kan ons dit ook saam sê, vir ons. Hierdie krag is reeds gedruk in die rigting. En wat is daai rigting? Na jou en my toe. Dis 'n krag wat beskikbaar gestel is vir ons. Joh, dit is so wonderlik. Is dit nie? Jy weet, die meeste van die tyd dink ons, dat ons moet by God pleit vir krag, en ons moet by die Here, ons moet 3 dae vas en bid en aan mekaar nie TV kykie, laat ons net kan hierdie krag kry. Maar God het reeds die krag na ons toe gestuur vir ons. Die Engelse vertaling sê dit vir my so mooi. Hy sê the power of God as word. As word beteken in ons rigting, na ons toe. Daai krag. En al 3 hierdie goed wat ons nou gelees het, sê Paulus, wil ek hê julle moet weet. Nie julle moet kry nie, julle het dit. Julle moet weet. As iemand dit kan besef, as ons dit net kan laat deurdring en kan weet, dis wat ek het in my binneste, dis wat tot beskikking is, en onthou wat ons gesê het, ek dink is so 2 sessies terug, God se krag, God se teenwoordigheid, God se mag in my lewe, werk nie deur my 5 sintuie nie. So, ek gaan dit nie voel nie, van wat ek voel, is fisiese wêreld. Geesteswêreld, hoef ek niks te voel nie, maar ek is vol krag. Ek hoef niks te voel nie,
maar ek is in staat om berge te versit. Ek hoef niks te voel nie. Inteendeel kan ek in 'n slegte by wees, maar ek kan vir 'n ou wat siek is hande op lê en die krag gaan vloei, want dis wat God se woord sê. Al wat nodig is, ek moet dit weet. Ek moet my gevoelens oorrompel, oortuig, sterker wees as dit. Niks wat Paulus hier bid, is iets wat ons nog moet ontvang nie. Niks wat hy hier sê, is iets wat die Here moet gee nie. Alles is kennis, openbaring, wysheid, dit wat ons nodig het. Kom ons gaan kyk gou 'n bietjie, hoe klink moderne 2026 Christene se gebede, teen Paulus se gebede van 2000 jaar terug. So in ons wêreld, werk dit die meeste van die tyd so. Christene aanvaar dat hulle niks het nie, en dat hulle tot God moet bid vir alles wat hulle nodig het. So hulle plaas hulle in die posisie van, ek kort, ek het nodig. Ek moet op my knieë kom, sodat God kan gee. Dis die posisie waaruit ek bid. Maar hoe bid Paulus? Paulus aanvaar dat alles is klaar gegee. By die kruis. Alles is klaar daar. Alles is klaar beskikbaar. Paulus bid vir die bewustheid daarvan. Hy bid net dat ons dit sal weet, dat dit in ons geopenbaar sal word. En dit is die ding waar ons onsself baie keer kortwiek. Ek bid, ek moet ontvang, want ek voel ek het dit nie. Paulus sê, dis daar, maar ek weet dit nie. Ek moet bid dat ek dit sal weet. Dis die verskil. Ons kyk nog verder hoe verskillend. Hoe bid ons, uit watter posisie bid ons? Christene bid baie keer uit 'n posisie van hoop. Weet, baie mense het hoop. En hoop is 'n goeie ding. Paulus sê, nou bly hierdie 3, geloof, hoop en liefde, in 1 Korintiërs 13. So ons moet hoop hê, maar wat is hoop? Hoop is nie dieselfde as geloof nie. En toe ons gepraat het oor die wet van geloof, het Jesus gesê, maar hy wat tot die Vader gaan, moet in geloof bid, nie in hoop nie. Want hoop is anders. Hoop is 'n positiewe ingesteldheid op iets wat miskien sal kom. Maar geloof is 'n vaste vertroue in die dinge wat ons nie sien nie, maar die dinge wat ons weet. En wat ons weet, is dit wat Paulus vir ons sê om te weet. So ons bid uit 'n posisie van hoop, ons het 'n verwagting, ons glo, daar sal iets van kom, en ons het ook 'n posisie van tekorte. Ons het bewus van ons behoeftes, ons het nodig, ons kan dink aan baie goed. As ek vanaand moet 'n lys maak van alles wat ek nodig het in my lewe, dan sê dit net so lank. Want ek is bewus van tekorte. Sonder om seker te wees wat die uitkoms sal wees. Nou Paulus skryf op 'n ander plek, sê hy, ek slaan in die lug, ek slaan met die vuis, nie soos iemand wat in die lug slaan nie. Ek weet. So, wanneer Paulus bid, wonder hy nie of sal daar iets van kom nie. Hy hoop nie daar sal iets van kom nie. Hy verwag nie daar sal iets van kom nie. Hy weet daar sal iets van kom. So kom ons kyk hoe is Paulus se posisie. Paulus bid uit 'n posisie van geloof, eerstens. Hy het geloof, Christene baie keer net hoop. Hy bid uit 'n posisie van vertroue. Hy bid uit 'n posisie van voorsiening. God se voorsiening is reeds my deel. Is deel van my erfgenaamskap. Is deel van dit wat ek ontvang het. In die voltooide werk van Jesus. So Paulus gaan heeltyd terug na die kruis toe. En hy sê, daar is dit voltooi. Daar is dit afgehandel. Daar is dit reeds vir my gegee. En Petrus, kan julle gaan lees in 1 Petrus en 2 Petrus, doen presies dieselfde. Hy skryf in 1 Petrus 2 vers 24, deur die wonde van Jesus is ons genees. Klaar gebeur, klaar voltooi, 2000 jaar terug. Al wat ek nou doen is ek dwing dit af in my lewe, in my toestande. Kom ons kyk nog 'n verskil. Die verskil kom in by waar is my wortels? Hoe is ek gewortel wanneer ek in gebed gaan? Christene se wortel is baie keer in godsdienstige onkunde. Ek het geleer in die skool, of toe ek klein was by my ma en pa, of in die kerk geleer,
ek moet gaan kyk wat het ek nodig, en ek bid, Here, gee dit. Paulus gee nêrens bid hy so nie. Paulus bid uit vertroue in 'n verbond. Daar's 'n verbond. Julle weet selfs in die Ou Testament, as jy gaan kyk na hoe Isak geleef het, en hoe Jakob geleef het, hulle het geleef uit die vertroue wat hulle het in die verbond wat hulle vader en hulle oupa Abraham met God gesluit het. Dit gaan oor daar's 'n verbond. En omdat daar 'n verbond is, leef ek uit daai verbond uit. Ek is nie uitgesluit uit die verbond uit nie. So, waar is ons gewortel as ons bid? Ons kyk gou na 'n voorbeeld. Kom ons sê daar's 2 gelowiges. Die eerste ou bid so. Hy sê, Here, voorsien asseblief vir my in my nood. Ek het nie genoeg nie. Kom ons sê hulle het nou finansiële tekort. So die eerste ou bid, sê, Here, voorsien vir my in my nood. Ek het nie genoeg nie. Gee my asseblief wat ek nodig het. Help my asseblief, Here. Nou, as ons so vinnig na daai gebed kyk, dan sien ons niks fout daarmee nie. Want dis hoe ons geleer is om te bid. Dis hoe ons opgelei is en dis hoe ons onsself baie keer hoor bid. Maar, gaan kyk na die ander gelowige. Gelowige nommer 2. Luister na hierdie gebed. Vader, ek dank U dat U in my elke behoefte voorsien volgens die rykdom van die heerlikheid in Christus Jesus. So hierdie persoon bid nie uit 'n ek kort, ek het nodig, ek het te min nie. Hy bid uit 'n posisie van ek weet U het reeds voorsien, ek weet daar's vir my 'n plek, daar's reeds vir my plan gemaak. Dankie. Dankie dat ek daarin kan leef. Dis 'n afgehandelde belofte en 'n volmaakte werk. Ek vra U nou my oë te open sodat ek kan sien wat U reeds besig is om te doen. Gee my wysheid om te weet wat ek moet doen en help my om bewus te word van U voorsiening, al sien ek nog niks met my fisiese oë nie. Dankie vir U groot hand van voorsiening. So sien julle, daar's 2 maniere om te bid. Die eerste ou plaas homself in die posisie van, die hemel moet oopgaan, dan sing hy, the windows of heaven are open tonight. Maar, hy is bewus van die tekorte. Die ander ou is bewus van, Jesus het klaar ons geseën met alle geestelike seëninge in die hemele. God het klaar voorsiening gegee, by die kruis van Golgotha is daar klaar vir my betaal. Nou, moet ek net bid, dat God in my sal openbaar, wat ek nodig het om te sien, wat ek nodig het om te ervaar. Partykeer het ek al gevind, dat mense so vas in dit wat jy wil hê, dat jy die Here nie kans gee om vir jou te wys wat moet gebeur nie. Iemand wat werk soek, partykeer is hy so hard besig en sê, Here gee my werk, Here gee my werk, Here gee my. Dalk wil God eerder vir jou wys hoe om jou eie besigheid te begin. Dalk wil God jou eerder openbaring gee hoe jy 'n werkvoorsiener kan word eerder as 'n werknemer. Maar ek het klaar myself geplaas in die posisie van al wat ek nodig het is 'n werk. Eerder is om te bid, Here openbaar, Here wys my U plan. Ek weet U het guns in my vir my klaar bestem. Ek weet U het vir my, U kyk in liefde op my neer. U wil so graag my help. Wys my net hoe. Wys my wat ek moet doen. Wat is my rol daarin? So as 'n verskil daarin om te weet hoe om te bid. Kom ons kyk na nog 'n gebed van Paulus. Efesiërs hoofstuk 3. Hier bid hy vir die Efesiërs. En hy bid vir hulle die volgende. Dat hy, God, aan julle mag gee, na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens. Waar is die innerlike mens? Dis die nuut geskape mens wat in Christus Jesus wedergebore is. Hy sê, kom ons bid daai ou in die lewe in. Kom ons bid dat daai ou krag kry. Kom ons bid dat daai ou, jou ou mens, die natuurlike, die denke, die vleeslike een oorheers. Want solank as wat hierdie ou mens in beheer is, en jy sien net die moeilikheid in die wêreld, en jy sien net jou beersie wat bietjie plat is, en jy sien net die siekte wat eet aan jou ligamente, dan kan jy nie vorentoe gaan nie. Hy sê, maar kom ons bid vir innerlike krag. Kom ons bid vir sterkte. Ek dink ons moet sommer môreoggend begin en bid vir hierdie nuwe mens binne in ons. Die een wat wedergebore is. Wanneer laas het julle vir hom gebid? Ja, ek ook nie. So ek is ook maar net so skuldig soos julle.
versterk te word deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Julle wat geliefde gewortel is, en julle in staat kan wees, om saam met al die heiliges ten volle te begryp, wat die breedte, en die lengte, en die diepte, en die hoogte is. En die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Ek het dit nou nie eers daar opgesit nie. Maar kyk hoe mooi beskryf Paulus dit. Hy sê, ek wil hê julle moet ten volle begryp. Ten volle begryp. Kan ons dit ook weer saam sê? Ten volle begryp. Wat die breedte, so, die lengte, die diepte, en die hoogte. Paulus het meer dimensies as wat ek en jy kan uitfigure. Hy sê, dat julle kan weet, hoe groot God se liefde is. Hoe groot sy werk in jou lewe is. Hoe groot jou potensiaal in Christus Jesus is. Hoe groot alles is wat hy klaar vir jou gedoen het. Sê, want as dit deurbreek, gaan jy sien ek het niks nodig nie. Gaan jy sien ek het die plan. Gaan jy sien, daar is die lig. Gaan jy sien, hier is waar jy in die Heilige Gees lei. Gaan jy sien, hier is God se voorsiening in my lewe. Hier is God se genesing. Hier is God se krag. Alles val in plek. En dit klink so maklik, want dit is so maklik. Ons het dit net altyd verkeerd verstaan. Ons was net altyd aan die bedelaarskant. Ons sit en skud die blik voor die Here en sê, asseblief Here, gooi maar ietsie in, laat ons net weer deur die dag kom. Terwyl God se breedte, lengte, diepte, hoogte. Paulus sê, bid vir dit. Bid dat jy dit gaan verstaan. So wat bid Paulus voor? Hy bid vir 'n bewustheid, dat ek sal bewus wees van alles wie Jesus in my lewe is, van alles wat hy my gemaak het, van alles wat hy vir my voorsien het, van alles wat hy my gegee het, dat ek sal weet, nie sal wonder nie, dat ek sal verstaan. Hy bid met verligte oë van ons verstand. Ek moet verstaan. Ek het baie keer as ek die Bybel so deurlees en ek kom haar by paar goed wat ek nie verstaan nie, skiep ek maar verby, en lees ek weer verder tot ek iets sien wat ek. Maar weet julle wat, ons moet hierdie Bybel vat, ons moet met hom sit en ons moet sê, Here, openbaar vir my. Ek moet verstaan wat hier staan, want as ek nie verstaan nie, mis ek uit. Ek mis die blessings. Ek mis die voorsiening. Ek mis wat God vir my wil sê, nou in hierdie oomblik met hierdie versie. Sodat ek kan begryp. Ons het nou gesê, almal saam, ten volle begryp. Paulus het gebid. Dis die goed wat hy voorbid. Sodat ons kan sien, verligte oë van ons verstand, dat daar oë sal wees in ons verstand, oë in ons gees. Laat ons nie met ons fisiese oë sal sien nie, laat ons nie met ons geestelike, met ons fisiese ore sal hoor nie, maar met ons geestelike ore sal hoor. Sodat ons kan ervaar, sodat ons kan beleef, laat dit wat reeds waarheid is in my gees, sal oorspoel in my hart, laat ek kan verstaan. En dit is iets wat ons nogal nou gelees het in hierdie gebed van Paulus in Efesiërs. Hy sê daar in die middel van die versies wat ons nou gelees het, sodat Christus in julle harte kan woon. Nou, almal van ons, hy praat ook hier met Christene, ons weet, dat die Here woon in ons harte. Nou, hoekom bid Paulus dit? Want wat hy hier eintlik bedoel, is nie dat Jesus nou moet inkom nie. Wat hy eintlik bedoel is, dat dit wat reeds 'n realiteit is in my gees, sal oorspoel in my hart. Dit is my denke, my bewussyn, sodat ek dit daar sal ervaar. Sodat ek daar sal weet, die Here lewe binne my. God is groot. Dit is waar. Sy krag is teenwoordig in my hart en in my lewe. John G. Lake het dit so gedoen, ek het dit al genoem. Het gesê, hy het na sy pinkie gekyk en gesê, in hierdie pinkie is Jesus Christus. As ek hierdie pinkie lê op 'n siek mens, gaan Jesus wat binne in my is, deurvloei in daai siek persoon en hy gaan hom genees. En hy het dit uitgemaak in sy hart en in sy gedagtes voordat hy ingestap het en sy hande op mense gelê het en almal word gesond. So hoekom bid Paulus dat Christus in hulle harte kan woon terwyl hy reeds daar is volgens Kolossense 1 vers 27? Want daar is 'n verskil daarin om Christus in jou hart as posisie te hê teenoor om Christus in jou hart as 'n belewenis te hê.
Al die Christene daar buite wat hulle harte vir die Here gegee het Jesus in hulle harte. Maar as jy sy gesig so kyk, as sien jy party weet nie hy's daar nie. As jy sy gebede so luister, dan hoor jy hierdie ou klink of die Here glad nie daar is nie. So daar moet 'n belewenis wees van die Here in ons harte. So Paulus volg hierdie selfe patroon, hierdie goed wat ons nou gesien het. Bid hy dwars deur al sy gebede. Daar's nog 'n gebed in Filippense 1 vers 9 tot 11, Kolossense 1 vers 9 tot 12. Ek gaan hulle so vinnig net deur hardloop. Filippense 1 vers 9 tot 11, 'n gebed van Paulus. Hy bid die volgende: Ek bid dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word, en kennis en alle ervaring. Is dit nie wonderlik nie? Om die dinge waar dit op aankom te onderskei, sodat julle rein vir niemand te aanstoot mag wees hier tot op die dag van Christus. Vervul met die vrug van geregtigheid, wat daar is deur Jesus Christus, tot heerlikheid en lof van God. Hierdie pragtige goed wat Paulus op hulle afbid. Kyk Kolossense 1 vers 9 tot 12, bid Paulus die volgende. Hy sê, daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra, dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil, in alle wysheid en geestelike insig. Kyk wat bid Paulus vir hierdie Kolossense. Ons is alweer by 'n ander gemeente. Hy het gebid vir die Filippense en vir die Efesiërs, en nou is dit die Kolossense. Vervul word met kennis, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag, en julle in elke goeie werk vrug mag dra, en in die kennis van God mag groei. As daar een ding is waar jy moet groei, is groei in die kennis van God. Groei in wie hy is binne in jou. Groei in die vermoëns van die Here wat deur jou werk. Met alle krag bekragtig word, volgens die mag van sy heerlikheid, tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid, met blydskap, en die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het, om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Paulus sê, hierdie is die goed waarvoor ons moet bid. Hierdie is die goed wat belangrik is in die lewe. So die tragedie van die moderne kerk is dat mense nie weet wat het hulle in Christus nie. Luister na baie boodskappe, luister na baie preke. Kom uit 'n posisie uit van ons het nodig om te ontvang. Ons het nodig om te oorwin. Ons moet pleit by die Here. En dit klink so mooi en dit klink so godsdienstig en dit klink so vroom. Maar daar's geen oorwinning nie. Daar's geen antwoorde op gebed nie. Daar's geen nood van blydskap in dit nie. Dis 'n ewige herhaling van ek het nodig, sal U asseblief gee. Ek het behoefte, sal U asseblief voorsien. Ek is in 'n armsalige posisie. Sal U my asseblief daar uithaal. Terwyl Paulus sien ons nêrens in hy plek nie. Hy was in die donkerste tronke gewees waar die rotte rondgehardloop het en hy's vasgeboei in kettinge. Weet julle wat het Paulus gedoen toe hy in die tronk was? Dink ons almal weet. Toe hy en Silas daar onder toegesluit is in die onderste gevangenis. Middernag toe hou hulle kerk. Toe is hulle besig om lofliedere te sing tot eer van die Here. Want hulle is nie ouens wat behoefte het nie. Ek sien nie vir Paulus wat daar staan en sê, Here, asseblief verlos my van hierdie kettinge. Ek wil die evangelie gaan preek. Here, ek is honger. Here, ek kort water. Ek is dors. Here, ek is seer. My liggaam is seer. Genees die wonde. Asseblief, Here, asseblief sien my tog raak. Moet my nie verlaat nie. Niks daarvan nie. Paulus sing, what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. The angels bow before him, worship and adore him. What a mighty God we serve. En daarmee hou Paulus om besig. En wat gebeur? Man, toe daai lofprysinge die hemel te bereik, toe kan God nie anders as om die engele te stuur en gaan kap hy kettinge af. Maak los, maak vry. Hierdie ouens leef in die waarheid. Hierdie ouens leef in die nuwe verbond. Hierdie ouens weet wie hulle is. Kry hulle uit daai omstandighede uit en sit hulle terug op die strate. Hulle het nodig om my wil te verkondig. En dis die plek waartoe ons geroep is. En dis die plek waartoe Paulus gebid het. En dis hoekom ons moet gaan kyk, hoe het Paulus gebid? Want ek wil weet, my lewe moet lyk soos Paulus se lewe. Ek wil ook sing dat die kettinge afval.
Ek wil ook sien hoe die gevangenes rondom my almal se kettinge afval, want ek is besig om die Here te loof en te prys. Ek wil ook in die straat afloop en as my skade weer op die siekes val, dan word hulle genees, want dis wat met Paulus gebeur het. Ek wil ook my baadjie uittrek en ek gooi hom daar op 'n siek ou en as hy baadjie op hom val, dan word hy gesond, want dis wat met Paulus gebeur het. Want hier's 'n man wat gebid het uit 'n ander posisie. Hier's 'n man wat geweet het wie hy is. Hier's 'n man wat gebid het vir sy mense en vir sy gemeentes en vir sy familie en gesê het dat hulle ook mag weet wat hy weet. Ek dink aan hierdie verhaal van Elisa en Gehazi. Op 'n stadium in die Ou Testament toe kom die koning van Aram en hy sê vir sy onderdane, hy sê, wie van julle verraai my, want hier's iemand wat heeltyd vir Israel inligting deurgee van wanneer ek kom om hulle te wil aanval of wanneer ek kom om 'n hinderlaag te stel. Ek kan dit nie verstaan nie. Elke keer as ek iets probeer, dan weet hulle klaar. En een van die manne kom en hy sê, Here of 'n koning, niemand van ons is 'n verraaier nie. Maar daar's 'n profeet in Israel. En dit wat u op u bed sê in die nag, dit wat u dink op u bed, weet hy in sy binnekamer. Dit word hom te kenne gegee. En hy sê, stuur 'n swaar leermag en vang hy ou. En nou Elisa en Gehazi bevind hulle op daai stadium in die stad Dothan. Julle kan dit lees aan 2 Konings 6 vers 15 en 17. Hulle bevind hulle in daai stad. En daai oggend, toe Gehazi opstaan en hy kom buite en hy kyk, toe is hulle omsingel met die magtige leermag van die koning van Aram, die Arameërs. En die vrees gryp hom beet, en hy hardloop in daar by Elisa en hy sê, o my Heer, hoe sal ons maak? Nou Elisa kom rustig uit en hy drink sy oggendkoffie, en hy staan en hy kyk hulle so, geen vrees, hoegenaamd nie. En Gehazi hop op en af en hy kan nie verstaan en hoekom is Elisa nie benoud nie. En Elisa bid en sê, Here, hy bid 'n gebed van Paulus. Hy sê, Here, open sy oë dat hy mag sien. En ons ken hy verhaal baie goed. En die Here doen dit, want God wil graag oë open. God wil graag vir mense wys. God wil graag openbarings gee. En die volgende oomblik gaan Gehazi se oë oop en toe sien hy die 4 waans en perde wat rondom die Arameëse laar is. En Elisa sê, die wat saam met ons is baie meer as die wat saam met hulle is. En die volgende kom die kalmte oor hierdie 2 manne, want hulle het die waarheid gesien. En jy sien, dit is wat in ons lewens ook baie keer gebeur. Ons kyk na ons probleme. Ons kyk na die berge, ons kyk na die goed wat groot word in ons lewens. Ons kyk hoe ons omsingel word met die moeilikheid van hierdie ou wêreld. Maar die oomblik wat ons bid soos Paulus sê, Here, gee my die verligte oë van my verstand. Dan gaan ons sien, wanneer ons oë oop gaan, die wat saam met ons is meer as dit wat hier teen ons is. Groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Ons is die oormag saam met die Here. Ons het die wysheid, ons het die kennis, ons het die hulpbronne, ons het die voorsiening, ons het alles wat ons nodig het. Ek het niks nodig nie. Ek kan dit vanaand met 'n rein hart verklaar en sê, ek het niks nodig nie. Kan julle dit saam met my sê? Ek het niks nodig nie. Jesus het vir my alles voorsien. Hy sal my net wys hoe om daarin te stap. Hy sal my wys hoe om te maak. Hy sal my openbaar. Ek moet net bid vir verligte oë, vir kennis, vir wysheid, vir begrip, vir verstand, vir ore wat hoor, wat die Heilige Gees se stem sê, sodat ek in my erfdeel kan instap. Ek sluit af met die praktiese aanwending. So kom ons kyk. Nommer 1, bestudeer Paulus se gebede. As julle hierdie week gaan, vat 'n dag of 2, gaan vat al hierdie gebede op hierdie slideshow en gaan werk hulle deur en bid saam met dit. Bid dit in jou situasie en bid dit in jou lewe in. Bestudeer daai gebede. Kyk waarvoor het hy gebid en waarvoor het hy nie gebid nie. Want ons moet ook gaan kyk wat het Paulus uitgelaat. Julle hoe baie het ek al teen die duiwel gebid, maar Paulus het nêrens teen hom gebid nie. Paulus bid nie vir die duiwel nie, hy bid nie teen die duiwel nie, al wat hy doen is sê, wyk Satan.
Toe daai slawe meisie agter hulle aanloop en dag en nag loop en profeteer of hulle uitspreek, hy waarsêende gees, toe sê hy, jou waarsêende gees, ek sê vir jou, gaan uit. Het nie nodig om heeldag te bid dat die Here hom moet bewaar van die duiwel en bewaar van allerlei goed nie. En dan die derde punt, oefen jouself om dieselfde te bid. Ons moet leer om ons gebede te bid soos Paulus, uit die posisie van Paulus, met die manier wat Paulus gebid het. Bid dat die oë van jou verstand verlig sal word. Bid dat jy die hoop van sy roeping sal ken. Bid dat jy die rykdom van sy erfdeel sal begryp. Bid dat jy versterk word in die innerlike mens. Bid vir openbaring, bid vir wysheid, bid vir openbaringskennis. Hierdie is 'n belangrike ding. Openbaringskennis beteken kennis wat jy reeds het, wat 'n nuwe openbaring word in jou lewe. Daar's skrifte wat ek baie goed uit my kop uit ken, maar dis al die jare maar net so 'n skriffie. En ewe skielik as daar 'n situasie opduik, dan word daai skriffie die waarheid in daai situasie. Dan word hy skielik van toepassing. Dan word hy skielik kragtig. En hy word vir my gegee om hom in my gebed in te werk. En dis openbaringskennis. En dan die laaste punt, dit wat God jou gaan laat sien, is meer werd as 'n lewenslange gesoebat in gebed. Ons ophou soebat en begin reg bid. Jeremia 33 vers 3, kyk wat sê die Here. Kom ons lees dit almal saam. Roep my aan en ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Dis God se uitnodiging. Kom ons gaan net so sit dan buig ons die hoofde. Hemelvader, ons dankie Here vir 'n kosbare aand, Here. Ons dankie Here vir 'n groot man soos Paulus, wat ons by kan leer. Ons dankie Here vir die waarhede van u woord. En ons dankie Here dat u ons vrygekoop het 2000 jaar terug van hierdie wêreld en sy versoekinge, van hierdie wêreld en sy laste, van hierdie wêreld en al die ou probleme en die nood en die toestande wat daar buite heers, Here. Maar u het ons ingebring in die koninkryk van die seun van die liefde, Here. U het ons ingebring in 'n ander stel reëls. Ons dink nie meer soos die wêreld nie. Ons redeneer nie soos die wêreld nie. Ons sien nie soos die wêreld nie. Maar Here, ons wil vanaand bid soos Paulus gebid het, Here. Gee ons die verligte oë van ons verstand, sodat ons kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van sy erfdeel in die heerlikheid van sy seun Jesus Christus is. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte. Here, laat ons sal nader kom aan die besef van wie Jesus is, aan die besef van die grootheid van sy almag in ons lewens. En Here, dat dit alles anders sal oorskadu, Here. Ons bid dit, Here, vir ons beroepe, vir ons werke, vir ons huwelike, vir ons lewensomstandighede, vir ons elke dag se dinge, wat ons so maklik wil onsself in 'n ander posisie plaas. Maar ons wil bid, Here, dat ons sal lewe in die oorvloed en lewe in die genade. Laat ons die seën van die Here sal vat as ons erfdeel. En laat ons dit sal sien, soos wat u dit sien, Here. Dankie Vader vir 'n nuwe manier om te bid. Dankie vir 'n nuwe manier om te glo. En dankie Here dat u hierdie wat ons vanaand oor gesels het, Heilige Gees, dat u dit aan ons sal herinner soos wat ons stap dag na dag. En laat ons meer in die waarheid sal wees as ooit van tevore in Jesus naam. Amen. Amen.